Ek seker almal het al America's Got Talent gesien, IGT, of Britain's Got Talent, of so aan. En dan kom die persoon op en hy is 'n bietjie angstig soos wat ek nou is, 'n bietjie sweterig en jy knyp jou vingers en jy wonder oor wat dink mense en wat gaan hulle nou dink van alles waarmee ek besig is. En dan kom hierdie persoon en dan sing hy en dan is dit hierdie Engelstem en soos die mense vir hom hande klap en hom cheer, begin hy amper maar 'n bietjie vrymoedigheid kry en sy confidence en alles en dan sing hy net beter of sy sing net beter en dan staan almal op en dan klap hulle vir hulle hande en dan gaan sit hulle almal en dan is daai 4 judges nou daarvoor, beoordelaars en dan sal hulle nou hulle uitspraak lewer oor hierdie persoon. En nou uitspraak is belangrik want hulle is veronderstel om kenners te wees in hierdie bedryf en dan is dit so goed dat iemand besluit daar so 'n goue knoppie en dan druk hy nou daai goue knoppie en as hy daai goue knoppie druk dan val daar nou hierdie goue goed uit die dak uit en dan kyk hy op en dan besef hy dat hy is gekies as een van die goue singers of sangers of whatever hy is en hy is nou die beste van die beste en dan val hy op sy knie en hy kyk op na alles wat op hom afval en dit is net hierdie oomblik van waardasie, van iemand se uitspraak van kyk hoe amazing is dit en hy gaan direk na die semifinals toe, weet, en hy word 'n klomp goed geskiep want daar's hierdie uitspraak, hierdie amazing uitspraak en meeste van die uitspraak kom vanuit die hemel uit. Dit is iets wat op hom val en dis hierdie goue goed wat op hom val en hy voel so goed oor homself en hy huil en hy besef net iemand het daai knoppie gaan druk en vir hom gesê hoe waardevol hy is. Ek dink ons Christendom het baie te doen met wat ek vir jou verduidelik. Ons is normale mense. Toe Jesus het die disippels gekies het, was dit normale mense wat hy gekies het. Mense soos ek en jy. Maar as mense wat getwyfel het baie keer in hulle vermoëns. En daar's hierdie goddelike uitspraak. Ek meen toe Jesus gedoop was, toe sê die woord vir ons toe uit die water uit opkom, het daar 'n duif op hom neergedaal en 'n stem uit die hemel uit het hom waardeer vir wie hy is. En hy het gesê, die God die Vader het gesê, dit is my geliefde kind in wie ek welbehae het en hy waardasie het van bo af gekom om net voor almal te sê wie Jesus is. En ons as Christendom, ek dink ons soek so baie keer die waardasie, jy weet, in die gehoor en ek meen in die normale ou wat kom sing en die gehoor klap vir hom hande en sê dit was mooi en hy voel goed oor homself en dis great, maar as iemand daai goue buzzer druk en daai goed val uit die hemel uit op hom neer, dan weet hy, hierdie is spesiaal, hierdie is amazing. En ek dink soveel keer in ons lewe, soos ons loop en ons soek goed en ons soek antwoorde en ons soek die hemelse perspektief hier op aarde, dan mis ons dit so baie keer want ons verstaan nie noodwendig die werking van die Heilige Gees nie. Ek wonder baie keer as ons regtig 'n ferm greep, ons almal, myself, 'n ferm greep kry op die werking van die Heilige Gees. En ons verstaan regtig hoe dit werk, hoe ons lewens regtig sal lyk. En dis moontlik, as jy na die disippels kyk, voordat Jesus gesterf het en voor die Heilige Gees uitgestort het, of uitgestort was, en na die tyd waar die Heilige Gees uitgestort was op hulle lewens, en jy kyk na die individue en hoe hulle lewens verander het, is dit mind-blowing om te sien hoe amazing hierdie ouens se lewens in 'n transformasie inbeweeg het na die Heilige Gees in hulle kom woon het. Ons kan nie dieselfde wees nadat die Heilige Gees in ons kom woon het. Ons kan nie. As 'n klomp skrifte wat ek met jou wil deel vandag, ek dink wat verskriklik belangrik is vir ons as Christene om regtig 'n ferm greep op te hê en die verstaan van die woord van die Here. In Matteus 6 kom Jesus en hy leer sy disippels, hy sê vir hulle, sit gou, ek wil julle leer bid. En so 'n ruk terug het hierdie gemeente, ek dink aan die begin van laas jaar het julle die Onse Vader gedoen. Julle het nog sulke boksies gebruik en goed, wat 'n amazing boodskap was en 'n konsep.
Maar as iets rondom waar Jesus vir hulle sê, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. En as ons daai stuk moet gaan bedink, soos dit in die hemel is, daai goue knoppie wat gedruk word en hierdie goed val op my neer en is hierdie waardasie wat van die hemel afkom af aarde toe, het gebeur as gevolg van iemand wat 'n geloof gehad het in die persoon wat op die verhoog gestaan het en hulle die knoppie gedruk en soos hy daai knoppie druk, toe kom die validation, die geloofsknoppie, kom die waardasie af en hy bemagtig hierdie persoon om te wees wie hy nog altyd gevoel het hy is daar in sy sitkamer. En dit is presies dieselfde as Jesus sê, soos dit in die hemel is, so ook op aarde, dan het ek nodig om myself af te vra, leef ek elke liewe dag, soos dit in die hemel is, so ook in my lewe, nie net op Sondag nie. Jy sien, Sondag kom die kerk by mekaar en ons soek die koninkryk van die Here, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Selfs Jesus, toe hy op aarde geloop het, dan het hy vir mense gesê, ek doen net dit wat ek sien die Vader vir my wys. Dis al wat ek doen. Ek praat nou met 'n evangelis hier buitekant wat die hele land vol toer en hy sê so vinnig vir my, hy wag vir die Here se stem. As die Here vir hom sê gaan soontoe, dan gaan hy soontoe. Hy wil nie eens vir mense sê hy kom nie. Hy is so afhanklik van die stem van die Here wat vir hom kom sê, beweeg links, beweeg regs. Maar ek dink soms oor as die Here sê 'n huwelik, hoe lyk hy in die hemel? Hoe lyk hy op aarde? 'n verhouding met mekaar, met die kinders en mekaar. Hoe lyk dit in die hemel? Hoe lyk dit op aarde? Die sisteme wat ons neersit hier op aarde, die sisteme in ons dorp, hoe lyk die sisteme binne in die hemel waar mense saam met mekaar leef en hoe sê die Here bring ons daai sisteme af aarde toe? 'n Christen se primêre rol is om die koninkryk van God wat in die hemel is, af aarde toe te bring. Dis wat hy vir ons kom sê. Hy sê ouens, ons het nodig om 'n ferm greep te kry oor dit wat in die hemel is. Ons het nodig om 'n openbaring te kry oor hoe die hemel lyk. Jesus kom en dan praat hy oor die Vader en hy praat oor die Vader en hy praat oor die Vader en die disippels is op 'n tyd so gefrustreerd met hom en sê vir hom, ons wil nou ophou, jy moet vir ons praat oor die Vader, wys vir ons die Vader. En hy sê, as julle my sien, dan sien julle die Vader. Want ek leef in belyning met hom. As julle na my kyk, sien julle die Vader. Julle sien iets wat daar bo is. Julle beleef iets wat daar bo is. Julle beleef die hart. Julle beleef die karakter van wie God is. Julle beleef sy krag. Julle beleef sy genesing. Julle beleef sy voorsiening. As julle na my kyk, beleef julle dit. Julle beleef iets wat in die hemel is. En Jesus was hierdie kontakpunt tussen ons en die hemel. En wanneer mense met Jesus te doen gehad het, het hulle met die hemel te doen gehad. Met die konsep van die hemel. Maar toe Jesus op. En hy sê vir sy disippels, dis goed dat ek opvaar, want nou kan die Heilige Gees afkom, die Parakletos, the one called alongside you to help. Hy is die een wat dieselfde as ek is, hy is die een wat dieselfde as God is, en die Heilige Gees se werk is om die hemel te openbaar aan jou, hoe dit lyk en hoe dit moet funksioneer, sodat wanneer jy hier op aarde loop, dat jy dit kan uitleef, hoe die hemel lyk, hier in jou lewe kan uitleef, en dis die Heilige Gees se werk om daai kontakpunt vir jou te wees. Soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Ek dink is vir baie mense en vir myself soms 'n moeilike konsep. So Here, as jy gesien het hoe ons wêreld lyk en hoe verder hy afbeweeg van gebrokenheid af en of hoe stikkender hy word en ons kyk na ons omgewing en ons sien hoe dit gaan met manne in ons omgewing en hoe verder hulle wegdryf van God af en hoe dit met ons huwelike lyk en ons gesinne lyk en ons prosesse binne in ons stad lyk en ek meen dit is net chaos. Dan sê ek, Here, maar hoe is dit moontlik om die hemel af te bring aarde toe? Ons skrif in 2 Korintiërs 3 vers 4 en ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Hy sê ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Jy sien hier is Christus die kontakpunt van dit wat in die hemel is. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie.
Met ander woorde wat hy vir ons kom sê is, hy sê dat jy kan nie uit jou sielkundige wêreld, uit jou menswees, uit die psigiese lewe uit, kan jy noodwendig kom God se wil neersit nie. Hy sê dis nie moontlik uit jouself beteken uit my liggaam, uit my siel uit nie. Hy sê in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, maar die Gees maak lewendig. Ek wil jou terugvat 7000 jaar terug. Hier is God, hy kyk na hierdie planeet. Ons noem hom aarde, en die Gees van God sweef oor hierdie planeet, en die Bybel leer ons, hy sê, en die aarde was woes en leeg. En die Gees van God het om die aarde gesweef, en toe het hy begin dit vorm, en hy dit begin maak, die Gees van God, want God is Gees. En daai Gees het 'n karakter, wat ons noem die vrug van die Gees, wys vir ons, wat is die vrug, wat is die karaktereienskappe van hierdie Gees. En hierdie Gees het gawes gekry, en hierdie Gees het vermoëns gekry, het 'n roeping gekry, en hy het 'n roeping. Maar hierdie Gees, wat ons soms net sien as 'n Gees, maar ons besef nie hierdie Gees, hierdie karakter van God, en wat die eienskappe is en die vermoëns is nie, en nou maak God hierdie hele wêreld, en hy maak dit mooi, en hy skep al die diere, en alles wat great is. En nou hy dit alles geskep het, gaan hy en hy vorm die mens. Die homo sapiens wat niks te doen het met suip nie, maar alles te doen het met wie die mens is. En die Bybel sê, hy vat toe stof, en hy formeer die liggaam van Adam, en hy gaan en hy blaas in sy nostrils, want dis waar die eerste soen vandaan kom. As jy ooit geweet het hoe om iemand regtig lewendig te soen, dan soen jy hom so oor die neus. So, ek sou vir julle gewys het, maar my vrou is nie nou hier nie. Sy sê tweede diens hier, so sy is by Rodevallei. Dis 'n lekker natterige soentjie. En hy blaas die asem van lewe binne in hierdie siel in, en hy word hierdie mens. Maar toe God sê, kom ons maak mens na ons beeld en ons gelykenis, het dit niks te doen gehad met die liggaam nie, het dit niks te doen gehad met die siel nie, dit het alles te doen gehad met die mens se gees. God is Gees, en hy sê, kom ons maak die mens na ons beeld en ons gelykenis, en die mens is eerstens 'n gees, met dieselfde karaktereienskappe van God. En wanneer ons na die mens kyk, dan kyk ons heel eerstens na die mens se liggaam. Dis die eerste ding, dis die eksterne realiteit wat jy sien van die mens, is die mens se liggaam. En jy beoordeel so baie keer die mens volgens sy looks. My jare gevat om my vrou te kry, want sy het my gejudge volgens my looks. Maar dink gou, as jy in 'n plek instap, wat doen mense? Dis my vreeslik snaaks, as jy in 'n plek instap, hoe mense jou aankyk. En baie keer as jy in 'n winkel inloop, dan as 'n man en 'n vrou na jou loop en jy loop verby hulle, dan kyk die man vir jou om te kyk, wat se tipe man het hierdie vrou gekies. Jy het dit al gesien. Of die vrou sal vir die man of die vrou kyk en dink, wat se man, wat gaan hier aan? Hoe kom dit nou? Maar ons is nogals psigies, ons is nogals gefokus op die uiterlike. En dan het die Here vir hierdie mens hierdie persoonlikheid gegee, en ons persoonlikhede is waar die grootste verskil in kom by die mens. Want die gees, ons almal se gees is na God se beeld geskep en sy gelykenis. En ons het hierdie amazing gees gekry by God, en ons lyk soos God, maar die persoonlikheid is die manier hoe hy hierdie geestelikheid uitdruk. En ek kan jou jare besig hou met die gees, siel en liggaam, en daar is so 'n ding waarmee ek besig is, so grit wat ek na julle toe wil bring, en so amazing oor hoe God ons aan mekaar gesit het. Maar wat ek eintlik vir jou vanoggend wil sê is dat jy primêr heel eerstens gemaak is na God se beeld en God se gelykenis, en dit is gees. Maar dis die laaste ding wat ontwikkel word in die mens. Dis die ding wat die mense die minste van weet. As ek vir mense vra, verduidelik vir my, hoe lyk jou gees, dan sukkel hulle om vir my te verduidelik, hoe lyk jou gees? En dan kom die Heilige Gees by, wat jou wil herinner wie hierdie amazing gees is.
So as jy wil bid en jy sê, Here, laat U wil geskied soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Laat U koninkryk kom, soos dit in die hemel is, so ook op aarde, is dit onmoontlik om dit in die siege reg te kry, want dit gaan net logos wees, dit gaan net woord wees, dit gaan rympies wees, wat jy afsê, dis 'n skrifgie wat jy geleer het in die kognitiewe, maar wanneer die Gees, wanneer die Here sê, aanbid my in gees en in waarheid, dan is wanneer die woord lewend word en ek leef hom uit. Want die Heilige Gees maak die woord in my gees wakker en my gees begin groot word en sterk word en begin verstaan wie hy is as gevolg van die Heilige Gees wat God se waarheid afbring in my gees in. En my gees word gevestig in wie hy is, in sy identiteit. En is hierdie goue goed wat op my afval en ek weet dat dit is wat God sê wie ek werklik is. En ek dink baie keer sukkel ons om die koninkryk van God, soos dit in die hemel is, te laat sien gebeur hier op aarde in ons lewens. Johannes 14:26 sê, maar die trooster, die hoofletter wat die Heilige Gees is, Heilige Gees, die woord Parakletos, wat sê, the one called alongside you to help, is die een wat inwonend is, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die enigste manier om te verstaan hoe die koninkryk lyk, is om te verstaan, good morning Holy Spirit, wanneer ek opstaan in die oggende, is die Heilige Gees daar. Hy's nie weg nie, hy's nie na 'n ander land toe nie, hy het nie besef, okay, hy slaap, kom ek gaan kuier gou by iemand wat wakker is nie. Hy is met jou, hy's by jou, hy's in jou. En wanneer ek dit sê, dan sê ek die Heilige Gees is wanneer ek om fokus gee en ek is besig om in die Heilige Gees te praat, is hy besig om in my gees te deponeer die koninkryk beginsels wat God vir ons wil neersit, om ons stad te beïnvloed, om my huwelik te beïnvloed, om my eie lewe te beïnvloed. Ek's besig met die Heilige Gees en hy maak die waarheid in my lewendig. En ek kan nie sonder die Heilige Gees die koninkryk van God vestig op aarde nie. Dit is nie moontlik nie. Ek dink kerke in die laaste dae, en hierdie is Carlos se opinie, ek dink kerke in die laaste dae wat dit regtig gaan maak, gaan kerke wees wat verstaan, ek kan nie sonder die Heilige Gees nie. Dit is nie 'n kognitiewe ding nie. Dit is nie, ek leer 'n rympie in die kinderkerk en dis maar net, dis great om die woord te leer ken, want ergens moet hy sak in jou gees en jy moet wedergebore word en jou gees word weergebore en dan staan hierdie babietjie op en dan moet hy gevoed word met die koninkryksbeginsel sodat hierdie geestelike reus sal verstaan hoe amazing hy aan mekaar gesit is, sodat hy effek kan hê op hierdie lewe. Hierdie amazing gees, Handelinge 1:8 kom die Bybel, en ons ken dit baie goed, en ek weet hierdie is 'n boodskap wat jy teen al baie gehoor het as in die kerk is, oor die Heilige Gees. Hy sê maar, julle sal krag ontvang, die woordjie krag is die woordjie dynamos in Grieks. Ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en julle sal my getuies wees. Daai woordjie getuie, moet ons baie mooi verstaan, dis nie ek wat van Jesus gaan praat nie. Dis nie ek wat gaan na iemand toe en sê, het jy al gehoor van Jesus nie. Dit is, ek is die beeld van God, wat na mense toe gaan, en ek gaan soos Jesus lyk. 2 Korintiërs 3:18 sê, julle word getransformeer na dieselfde beeld van wie Jesus Christus is. Hy sê, jy word sy getuie. Met ander woorde, wanneer ek vir Brandon se kind kyk, hoe stout daai kinders ook al is, omdat hulle met julle kinders speel, ek jou gewaarsku. As ek na Brandon se kinders kyk, dan sien ek vir Brandon, en ek sien sy vrou. Want daar is hierdie refleksie van wie hulle is. Nie net in die feit hoe hulle lyk nie, maar in wat hulle doen. En hier kom die Bybel en hy sê, julle sal my getuies wees. Mense staan na julle kyk en sê, maar ek hou van wat ek sien die koninkryk beginsels, ek sien die karakter van God, ek sien dit raak in wie Christus is, ek sien dit. As jy my vertel van die mens, dan is dit amper, maar is jy broer van hom? Is jy familielid?
Yes, ek is die broer van Jesus Christus. Hy het my 'n broer gemaak, hy het my aangeneem. God die Vader het my aangeneem. Ek is sy broer en ek het dieselfde eienskappe as hy. Maar nou leef ons so in die liggaamlike deel en ons leef so in die psigiese deel dat ons vergeet van die geestelike deel van die ware karakter van die mens, dat God het niemand junk gemaak nie. Hulle het junk aangeleer in die psigiese dimensie, maar in die geestelike dimensie is dit net die waarheid wat daar kom sit en die waarheid wat inkom en die waarheid wat die mens vrymaak van wie hy werklik is. En die Heilige Gees maak ons sy getuienis hoe deur die krag wat ons so baie keer onderskat, dat die Heilige Gees kan Christus in jou opwek. En dan sê hy, jy sal my getuie wees oral waar jy gaan. En dan by die deel wat vir my belangrik is, sê hy aan 1 Korintiërs 12 vers 1, hierdie Gees wat jy werklik is en na God se beeld en sy gelykenis geskape is, het die karakter van God gekry wat die vrug van die Gees is, wat jou gees is liefde en uit liefde uit is al die ander goed. Maar in dieselfde geesgedeelte sê hy, julle het nodig om te besef, hy sê, en wat die geestelike gawes betref, geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie julle moet onkundig wees nie. En ons iets wat Paulus verstaan het, hy het verstaan dat daar onkunde is in die feit dat hoe ons die geestelike gawes verstaan. En dis hierdie toolbox, en ek het hierdie toolbox van die kerk uitgebring, en dis hierdie toolbox wat die Here sê, dis iets wat jy moet verstaan. As ek iets uit die hemel uit soek, het ek nodig om te verstaan, daar's 'n tool wat die Here vir my gegee het, daar's 'n gereedskapstuk wat die Here vir my gegee het, en ons praat vanoggend oor die werke van die Heilige Gees, en die werke is dit wat Jesus sê, ek doen net dit wat die Vader vir my wys om te doen. Ek is gehoorsaam aan wat die Heilige Gees vir my sê om te doen, en om voor iemand te staan by die werksplek, of jy moet 'n woord gee, of jy voel jy moet vir iemand bid wat siek is, dan sê hy, jy het nodig om hierdie tool te gryp, en die tool se naam is gesond maak. Is genesing. Is vele maniere om iets te laat luister. En dit te genees. Jy kan nie almal optel dan sy sommer klaar reg. Is daar iets fout met jou knie, Brandon? Kom hier. Yes, no, is baie nice. Hy is sommer nou daar gesond. Maar ons leef hierdie Christelike lewe en ons verstaan nie dat die Here vir ons 'n toolbox het nie, en oral waar ek rondloop deur die dag, nie net op Sondag nie net in die kerk nie, maar Maandag kom en is so interessant dat hulle noem dit, dankie Here, dit is Vrydag. Dat ons vir mense vra, maar sê bietjie dankie Here, dit is Maandag. En Maandag gaan ek my toolbox wat ek kom werk toe, ek gaan dorp toe en ek gaan in iemand vasloop en die Heilige Gees gaan van my sê, kom vestig die koninkryk van die Here in hierdie ou se lewe. En dan gaan jy voor hom staan en jy gaan net beleef, oh wow. Of jy sit in jou kantoor en jou toolbox is langs jou en jy sit in jou kantoor en iemand loop verby jou kantoor en die Heilige Gees sê vir jou, vat hom. Sa. En jy besef, dit beteken eintlik, gaan bedien hom. En jy hardloop uit jou kantoor uit met jou toolbox en jy sê vir hom, hey Bill, hey ou, wil jy koffie? Is jy lus vir 'n koffie? Nie vir hom sê, hey, jy gaan draai of braai. Nee, daai tool is nie binne nie. Sê, wil jy koffie? Ja, kom maar en hy kom drink koffie en terwyl hy met jou praat, begin die Heilige Gees vir jou woord van wysheid gee oor sy lewe en die wysheid kom in en hier kom die koninkryk en hy val hier op jou en hy's besig om God se heerskappy te vestig in hierdie ou se lewe. As gevolg van jy wat weet dat daar geestelike gawes is. Die geestelike gawe is om die koninkryk van God te vestig met 'n tool hier binne in jou hart en jy's besig om hierdie geestelike gawe uit te deel as kind van God. Is jy in God se hand 'n gereedskapstuk en hy's besig om hierdie woord van kennis vir jou te gee en hierdie ou het nie 'n idee waarvan jy praat nie. Maar hy besef is die waarheid. Ek ry eendag in my kar met my toolbox altyd by my. En ek kom daar van die motor af en ek ry so af as jy van Wonderboom af van Wonderboom Hoërskool af as jy oor die nek kom, en as dit so lang afdraande en ek stop daar en ek kyk so regs en ek sien iemand wat ek ken op sy foon.
En soos hy besig is, sê die Heilige Gees my so duidelik, hy's besig met 'n buiteegtelike verhouding. Maar ek beleef dit soos toolbox gaan oop, is net soos, woep, help hom. Nou bel ek hom. Maar ek's nie meer langsom nie, hy het nou afgedraai, na haar toe. Nou bel ek hom, nou antwoord hy nie, want hy sien as ek, en hy weet ek het langsom gestop. Hoe is jy best? Nou bel ek hom, hy antwoord nie. Bel hom, beantwoord nie, skryf, sê vir hom WhatsApp, wil jy sien, 'n bietjie koffie drink, saam met jou, met my toolbox. Mense is bang vir die toolbox. Gaan jy toolbox saambring? Nee, dit gaan net ek wees. Okay, koffie is goed, jy weet, maar jy los daai toolbox net daar. Lang storie kort, wil my glad nie sien nie. En hy sit so eendag in die diens en ek voel die Heilige Gees het my toolbox. En ek sê vir die gemeente, is iemand hier wat besig is met 'n buiteegtelike verhouding, die Here sê moet ophou. Oor is toe. En so 2-3 maande daarna het sy vrou hom uitgevang en toe kom sit hulle by my en ek is besig om met hulle te kuier oor dit. En dit is nie om iemand uit te haal nie. Hierdie tools wat die Here vir ons gegee het, is om iemand te laat weet, hoe dink die koninkryk oor jou lewe. Daar's 'n beter manier om te funksioneer, sê die Bybel. Daar's 'n beter manier om te funksioneer. Sien die kerk. Ons kan vandag hier so staan en ons kan woord vir mekaar gee en ons moet dit doen, want die gawes is gegee om die gemeente op te bou. Maar die gawes is nie net gegee vir vandag nie. Môre is die lang naweek verby en ons klim in ons werksplekke in. En dan wonder ek soms of ons vergeet, daai koninkryk moet gevestig word, daai koninkryk moet gevestig word, daai koninkryk moet gevestig word. En die enigste manier om die koninkryk te vestig, is om te verstaan, wat is die tools wat die Here vir my gegee het? Hoe gebruik ek hierdie gawes wat die Here my gegee het, om die koninkryk, die heerlikheid van God te vestig, waar ek natuurlik funksioneer. En ek wil vanaand net deur dit lees, en ek weet, hierdie is ou nuus vir jou. Maar laat my toe. Wat baie interessant is dat die Bybel die heeltyd vir een of ander rede teruggaan na die Gees toe. Hoor gou wat sê hy. Hy sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. 'n Woord van wysheid gegee. Met ander woorde, ons het 'n situasie, ons weet nie lekker hoe om dit op te los nie, en ewe skielik kry iemand hierdie woord van wysheid. Ek ken hierdie soos ou storie, almal vertel dit seker, maar dis hierdie vrou se kind wat baie siek geword het, en in die gemeente hulle bid vir die kind word nie gesond nie, en dis baie jare terug, en dat nou obviously nie al hierdie toetse wat ons vandag kan doen met die liggaam nie, en hulle weet naderhand nie wat's fout met die kind nie. Toets die kind bly siek, mamma bly kind voer met al die pappies en alles wat sy moet. En eventueel, in een diens, toe kom iemand vorentoe en sê, hoor hierso, ek beleef net die Here sê pampoen. Sê, skryt baie dankie vir jou gehoorsaamheid. Jy kan nou weer gaan as dit hoor. En hierdie woordjie pampoen, daai ma wat daar sit, die Heilige Gees sê vir, hou op jou kind, die kind is allergies vir pampoen. Toe die kind die pampoentjies nie. Sê ek snaaks. Come on, dis snaaks. Dis net, hy moet net die pampoentjies eet nie. En dit is so stupid, maar dit is so profound, dat die Heilige Gees vir ons deur kennis soveel goed kan oplos. Ons lewe so kan vergemaklik, maar ons weier soms om net te besef, daai tool, box, is vir jou en my gegee in ons gees, om te funksioneer hier op aarde, sodat die koninkryk gevestig kan word. Maar hy sê, die Gees 'n woord van wysheid gegee, en 'n ander 'n woord van kennis. Hoor nou wat doen hy? Hy sê van weer dieselfde Gees. So ons amper asof hy wil sê, hey, dis nog steeds die Gees. Dis nie 'n sielkundige ding nie, dis nie 'n liggaamlike toertjie nie, dis die Gees. Wat vir 'n woord van kennis gee, 'n ander
weer 'n geloof deur dieselfde Gees. Ons sê, well, ons het dit verstaan, dis die Gees. Alright, ons het dit. Hy wil net heeltyd sê, daar's 'n geloof deur dieselfde Gees. En 'n ander, 'n genadegawe van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, en 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Jy sien, die Heilige Gees kom gee vir ons hierdie gereedskapstukke sodat ons die koninkryk van God kan vestig binne ons lewens. Ek wil net gou-gou vir jou hierdie sê. As die Here sê, aanbid my in gees en in waarheid. Die oomblik wanneer skrif 'n sielkundige rympie raak wat ek maar net af sê, is die verskil tussen wanneer woord lewend is en 'n woord is net lewendig wanneer jy hom leef. Jy weet, ons almal hou van openbarings, ietsie wow, ek het dit nie geweet nie. Dis nie openbaring nie. Dis maar net die woord wat vir jou oopgaan. Openbaring is soos wanneer jy hom fisies leef, dan is hy lewendig. Ek kan nie gaan en skrifies quoteer en dan heeltemal iets anders doen nie, want dan is dit 'n psigiese ding wat nog nooit gesak het in my gees en my laat verstaan het, dit is wie ek is. Jy weet, dit is soos wanneer die Bybel vir ons leer dat die vrug van die Gees, een van die vrug, deel van die vrug, is geduld. En so baie keer as ons vir mense vra, wie van jy wat hier sit is ongeduldig, en dan kan daar 'n paar hande op. Hy sê dis waar, ons is soms ongeduldig. Maar wanneer jy verstaan dat die Bybel sê dat jy is liefde en deel van daai karaktereienskappe is dat jy geduld is. Nie jy moet geduldig wees nie. Nou die sielkunde sê, vandag neem ek 'n nuwe besluit, dis 'n nuwe jaar. Dis 1 Januarie, hierdie jaar gaan ek geduldig wees. En dan ry jy hier op die ou Sambesi Sefako Mega toe drive. 7 uur die oggend op pad Montana Hoërskool toe. En al hierdie taksies kom hier verby jou. En dis net die 2 Januarie. Die skool het nog eers begin nie. Hier by die 4de taxi waar hy stof voor jou kar wat jy Sondag gewas het gooi, dan het jy dit verloor. Dan glok jy jou glok. Hy sê in die deur en jy is net soos, hop, piep, piep, ry agter my. Jy weet, want dis 'n sielkundige. Het jy geweet as die sielkundige vir jouself sê 3 keer yes, 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 dan doen dit absoluut niks. My opinie, ek voel altyd dieselfde na ek het gedoen. Sê dit net 3 keer agteraan. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Nee, stel, nou niks het gewerk. Maar wanneer ek stil raak, en wanneer ek die Heilige Gees toelaat om ons te bedien, wanneer ek die Heilige Gees toelaat om my te help om te wees wie ek werklik is om te sê, Here, dankie dat U my geduld gemaak het, en ek vandag gaan ek dalk dit nie besef nie en nie toepas nie, maar wanneer ek besef, dit is wie ek is, in my mens wees, diepste mens wees, is ek gemaak na God se beeld en sy gelykenis, en God is geduldig. Hallo? Ja, hy is geduldig met ons. En nou weet ek, maar ek is geduld. En ek gaan nie vandag uit my jaartyd ry met my voertuig en hoop ek gaan geduldig wees nie. Ek is geduld. Dit is wie ek is. Ek laat toe dat die Heilige Gees dit maar net spontaan, wanneer hy daar verby my ry, dan sê ek, dankie Here dat hy vir ons 'n nuwe padjie maak. Kan jy dink as hulle almal in een lyn was, ons sou nooit by die werk uitgekom het nie. Hulle maak nuwe paaie. Dis 'n wonderlike ding, vir wysheid wat U vir hulle gegee het. Dis regtig hoe ek dink. Dis regtig. Dan sê ek dankie Here vir daai wysheid. Maar dankie dat ek net spontaan net geduldig kan wees sonder om 'n vruggie te probeer uitdruk en sê ek het geduld. Dit kom net, hoekom? Because that's my true identity. Dit is wie ek werklik is. Kan ek vir jou 'n baie belangrike vraag vra? Het jy 'n rarige idee oor die gawes wat die Here jou gegee het? Sal julle opkom, asseblief?
Ek wil jou ernstig vra, ek vra nie nou vir jou, dink nou aan jou, die persoon wat langs jou sit nie. Ek vra jou. Jy weet, Christendom kan verskriklik baie sielkundig op 'n vinnige manier word. Dis 'n rympie ding, en ek sê nie ons moet nie die skrif ken in ons siege nie, maar dit moet openbaring wees. Maar soos jy hier sit, weet jy werklik wat jou gawes is? As jy gaan en jy sê, Here, ek moet die koninkryk vestig, it's not gonna be through science. Sorry, it's not gonna happen. Want dan sou ons al lank al reg gewees het. En science beteken skool, alles. Die Here sê, is nie deur geweld nie, is nie deur krag nie, maar is deur my gees. Ek vra die ander dag vir 2 van die spanne wat waar ek verantwoordelik is. Ek vra vir hulle, weet jy wat jou geestelike bediening is? En ek praat hier van mense wat nou al lank in die bediening staan, langerig. Ek vra, weet jy wat jou bediening is? As geesmens het jy bediening gekry. So as geesmens het jy 'n taal gekry. Maar hy sê, geef jou taal uit jou gees uit. My liggaam het 'n taal gekry, 70% van alle kommunikasie is deur die liggaam. Dis liggaamstaal. My siel het 'n taal gekry, ek het Afrikaans, wilde intellek en Moses het Afrikaans aangeleer. Of Engels, of wat se kultuur jy ook al in groot geword het, het jy 'n taal aangeleer. My gees het 'n taal gekry. My siege het hierdie amazing intellek gekry en 'n wil en emosies, en die Here het in ons siege, het hy vir ons 'n beroep gegee. Maar in die gees het jy ook 'n roeping gekry. Ek het nou net met die evangelis hier buite gepraat, en dis sy roeping, hy is sy evangelis. In sy wese, as hy praat kan jy hoor, evangelis. Maar hy's herders. Hy's leraars. Hy's apostels. Ons het nodig om te verstaan dat die Here het vir hierdie gees, wat na sy beeld en sy gelykenis gemaak is, het hy 'n karakter gegee, hy het hulle gawes gegee, en hy het hulle 'n roeping gegee, en die Heilige Gees is die een wat die koninkryk van God kom vestig, deur daai gawes, en deur daai karakter, en deur daai roeping, daai geestelike roeping wat die Here vir jou gegee het, hy kom vestig dit, en ons kan nie anders as sonder die Heilige Gees funksioneer nie. Jy kan nie as Christen aanhou net leef uit 'n psigiese mentaliteit uit nie. Net nou toe ons praat oor die spanning en die druk op ons lewens, sê die Here gesê, ek het nie vir jou 'n gees gegee van vrees nie, maar ek het vir jou gees gegee van liefde, krag en selfbeheersing. En daai Heilige Gees, wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, het ek nodig om te gaan sit en te sê, Heilige Gees, bedien my, soos wat die Heilige Gees en die engele Jesus bedien het na sy versoeking. Dan kom die Heilige Gees en hy bedien my met die waarheid, want die waarheid maak my vry, want die leuen wil aan my vashou en vir my sê, jy sal dit nie maak hierdie jaar nie, en die Heilige Gees sê vir my, dis nie die waarheid nie. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in die hemel is, wat afkom deur die Heilige Gees, kom vestig wie ek werklik is, en deur my gawes en deur my roeping, kom vestig hy die heerlikheid van God. Eerstens in my eie lewe. Ek kan nie iets vestig wat ek nie het nie. Ek kan nie. Ek kan nie gaan vrede gee as ek nie vrede het nie. En die Here kom vir oggend en hy praat met ons as kerk. En sê die werke van die Heilige Gees het nodig om sigbaar te word deur die gawes en deur die karakter van God, sodat die wêreld God kan verheerlik vir wie hy werklik is. Ek en jy is elke liewe dag in ons sendingveld. Elke dag. Daai stad is ons, Doksady is 'n sendingveld en dis waar ons inklim en ons vestig die heerskappy van God daar. Maar ek wil jou vanoggend vra, wil jy nie op 'n nuwe pad gaan as jy vandag nie weet wat jou gawes is nie, as jy vandag nie weet wat jou roeping is nie, doen iets omtrent dit. Doen iets omtrent dit. Gaan sing iemand. Kom sing ons. Kom sit by ons, gaan woon 'n kursus by. Maar doen iets omtrent dit. Maar meer as dit wil ek jou vra, wil jy nie saam met my vandag staan en sê, Here, help my vandag, soos dit in die hemel is, om daai koninkryk te vestig hier op aarde.
deur die Heilige Gees nie. Sodat wanneer ons leef en funksioneer, dat mense U sal sien, die Vader sal sien en sal verstaan wat God se plan is, soos dit in die hemel is, natuurlik so ook in ons omgewing. Wil jy saam met my opstaan en ek wil vir jou gebed doen vir oggend en dan gaan ons eindig met 'n sang. As jy die begeerte het dat die Here nog meer deur jou lewe kom werk, dat die Heilige Gees nog meer deur jou lewe kom werk, wil jy nie net vanaand jou oë toemaak en jou hande so in 'n ontvanklike manier net hou nie en sê, Here, hier is ek. Heilige Gees, hier is ek. Vader, ons wil vandag kom en vir U dankie sê. Dankie dat U Jesus gestuur het. Dankie dat Jesus vir ons hierdie kontakpunt was oor hoe die hemel lyk en wat die doel van die aarde is om die hemel neer te sit op nog 'n plek. En Jesus, dankie dat U jou lewe kom gee het en ons sondes kom vergewe het. En vir ons 'n brug gebou het, sodat ons by die Vader se hart kan uitkom. Dankie vir dit, Jesus. Man, dis lekker om so 'n amazing broer te hê, wat sy lewe kom aflê het vir my, sodat ek lewe kan verstaan. En Heilige Gees, dankie dat U in my leef. Dankie vir elke liewe dag wat jy my leer, my dra. Dankie elke dag, Heilige Gees, waar jy die waarheid in my hart losmaak en wanneer die leuen wil kom vestig, is die waarheid daar. En die Heilige Gees, dankie dat jy my beskerm teen die leuns van hierdie wêreld, teen die vader van die leuns. Maar dankie ook dat jy my bemagtig om Jesus hier op aarde te wees. Vader, dankie dat ons as kerk kan verklaar, die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, is die Gees wat in ons woon. Is dieselfde Gees. En ek bid vanoggend vir 'n nuuskierigheid in elke liewe mens se hart. 'n Honger om regtig dit uit te figure. Dat wanneer ek eendag voor U staan, weet ek, dis wie ek was in karakter, dis wie ek was met my geestelike potensiaal. Dankie Here dat ek weet, U Heilige Gees wil ons leer en wil ons bemagtig, sodat ons U koninkryk kan vestig, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Wil jy hierdie laaste song vat en net in jou eie woorde, net dalk vinnig reflekteer op wat het die Here vanoggend vir jou kom sê? Wat het die Here vir jou kom sê? Deur sy Gees, wat is die waarheid wat hy kom los? Maar kom ons reflekteer net vir een song daarop. Baie dankie.